Welkom by jou nuutste langtermyn weervoorspelling met trots aan jou gebring deur landbou.com. In die program het ons heelwat om oor te gesels wat Mei 2026 se historiese reën en vloede insluit, die byna 100% kans vir El Niño toestande later die jaar en dan die onsekerheid in die seisonale prentjie. Dit alles en nog meer, so bly ingeskakel. Soos ouer gewoonte begin ons met ons persentasie van normale neerslagkaart vir die maand van Mei en ons kan duidelik hierdie blou kleure sien oor die weste van die land wat bo-gemiddelde reën vir ons aandui met hierdie donkerblou kleur oor dele van die Karoo en die Suid-Kaap waar tussen 6 en 10 keer hul normale reënval vir die maand van Mei geval het. Reeds aan die begin van die maand het 'n sterk afsylaagdrukstelsel die Suid-Kaap hard getref. In die Langkloof was die reënval besonder intens, veral rondom Hubertina en Krakeelrivier. Op 5 Mei is talle reënvalrekords gebreek, met dieselfde rekords wat weer op die 6de Mei gebreek was. Hubertina se jongste 24-uur reënvalrekord vir die maand van Mei staan op 220 mm, terwyl een van Bokmakerie Holding se weerstasies meer as 1000 mm reën tydens hierdie gebeurtenis gemeet het naby Krakeelrivier. Kenners beskryf dit as 'n 1 in 100 jaar reënval gebeurtenis en in Krakeelrivier is van die ergste vloede op rekord aangemeld. Die skade was groot. Paaie, plase en gemeenskappe is swaar geraak en die impak op landbou was ernstig. Die swaar reën het ook damvlakke in die Suid-Kaap dramaties laat styg. By die Stormdrifdam was die styging ongelooflik vinnig met die damvlak wat na die intense reënval binne 'n baie kort tydperk skerp opgeskiet het. Dieselfde patroon is ook by die Kamanassie-dam gesien waar invloei vinnig toegeneem het. En verder oos het die Kouga-dam op 9 Mei oorgeloop, 'n duidelike teken van hoe wyd verspreid en intens hierdie reënvalgebeurtenis was. Baie koue lug het ook saam met die stelsel oor die land inbeweeg met vriesvlakke wat skerp gedaal het. Dit het gelei tot wydverspreide en swaar sneeuval oor dele van die Karoo en die hoër liggende gebiede. Teen hierdie punt was Mei reeds 'n historiese maand, maar dit was ongelukkig nie die einde van Mei se uiterste weer nie. Teen 10 Mei het 'n sterk koue front die Weskaap bereik en net daarna, op die Maandag, het 'n tweede en selfs sterker front gevolg. Hierdie keer was die gevolge enorm. In Ceres is geskiedenis gemaak. Op 11 Mei het die Ceres weerstasie meer as 300 mm reën gemeet, die hoogste 24-uur reënval sedert metings in 1955 begin het. Ceres se normale Mei reënval is rondom 80 mm, maar teen die einde van Mei was daar reeds meer as 500 mm reën gemeet, meer as 6 keer die normale reënval vir die maand. Maar die water het nie in Ceres gebly nie. Afloopwater uit die bergopvangsgebiede het vinnig deur die vallei beweeg en binne ure het die Brede rivier skerp begin styg. By Brandvleidam het die rivier oor sy oewers gestyg en oor die vloedvlakte versprei op plekke meer as 'n kilometer wyd. Vir baie boere was dit verwoestend. Landerye, wingerde, infrastruktuur en generasies se harde werk is ernstig beskadig. By plekke soos Rivierplaas sien ons hoe groot die impak was met herstelwerk wat maande of selfs jare kan neem en skade wat miljoene rande beloop. Maar tussen die verlies was daar ook iets kragtigs, gemeenskappe wat saam staan. Reddingsspanne insluitend die NSRI moes in uiters moeilike toestande werk. Altesaam is 23 vasgekeerde plaaswerkers en hul families tussen Woester en Rossendal gered, onder hulle babas en bejaardes. Ongelukkig is daar ook 3 sterftes bevestig. Verderaf langs die rivier in die Diepsak plaasgebied was die landbouskade enorm met boorde wat onder water was. Die Departement van Water en Sanitasie se meetpunt by Swellendam het vroeg op 13 Mei 'n styging van rondom 7 meter en 'n vloei van 1990 kubieke meter per sekonde aangeteken. Die vloed het later verder gepiek, wat dit waarskynlik een van die grootste Brede riviervloede in meer as 'n eeu maak. By Witstrand was die impak steeds sigbaar met die Brede rivier se modderbruin water wat ver in die see in uitgestoot het. Dieselfde beeld het ook by Gouritsmond afgespeel, waar die Gouritsrivier se vars water sterk by die kus uitgespoel het. As ons dan kyk na ons ENSO-toestande, is ons steeds in 'n neutrale toestand met 'n 82% kans dat El Niño toestande sal ontwikkel gedurende Mei tot Julie met die kanse wat verbeter soos wat die jaar aangaan met byna 'n 100% kans teen lente. Teen November 2026 tot Januarie 2027 is daar byna 1 uit 3 kans op 'n sterk El Niño en byna 1 uit 3 kans op 'n baie sterk El Niño. Saam ongeveer 'n 2 uit 3 kans.
Dit dui op 'n sterk ensosyn, maar dit is nie 'n direkte droogtevoorspelling nie. Dit is steeds te vroeg om betroubare droogtevoorspellings vir Suid-Afrika te maak, aangesien plaaslike reënval ook deur ander faktore beïnvloed word. As ons dan kyk na die seisoen wat voorlê, spesifiek vir winter, en ons kyk na die Suid-Afrikaanse weerdiens se kaarte, kan ons duidelik heelwat groen sien oor die kaart, wat 'n aanduiding is dat bo-gemiddelde reën steeds kan voorkom oor groot dele van die land, met 'n gemengde sein hier oor die Suidwes-Kaap en die Universiteit van Pretoria se kaarte wat ook vir ons geen sein wys oor die Suidwes-Kaap nie, maar bo-gemiddelde reën wat kan voorkom oor groot dele van die binneland. As ons dan die twee kaarte langs mekaar sit, kan ons duidelik sien daar is onsekerheid oor dele van die winterreënvalstreek, spesifiek die westelike gedeeltes van die Noord en die Wes-Kaap. As ons dan vorentoe kyk na laatwinter en vroeë lente, wys die Suid-Afrikaanse weerdiens se kaart bruin kleure vir die Suidwes-Kaap en die Suidkus wat 'n aanduiding is van ondergemiddelde reënval, met groen kleure wat steeds duidelik sigbaar is oor die sentrale gedeeltes van die land. Die Universiteit van Pretoria se kaart lyk egter heelwat anders. Dit beklemtoon dat daar steeds onsekerheid in die seisonale voorspellings is, veral met die moontlike ontwikkeling van 'n El Niño later die jaar. Ons sal dus die nuutste voorspellings fyn moet dophou soos die seisoen nader beweeg. Dit is nou belangrik om te fokus op die korttermynvoorspellings en ons kan duidelik sien die eerste week van Junie verwag ons bo-gemiddelde reën oor groot dele van die Wes en die Oos-Kaap en dit is as gevolg van 'n sterk afsynlaagdrukstelsel wat Woensdag sal ontwikkel en meer as 50 mm reën sal bring in die pink kleure binne 48 uur oor dele van die Wes en die Oos-Kaap. En as ons bietjie nader kyk en die skaal fyner stel, kan ons sien rondom 100 mm reën kan voorkom oor die Suidkus en die aangrensende binneland tussen George en Gqeberha met meer as 150 mm reën wat weer eens moontlik is oor die Langkloofgebied wat reeds kwesbaar is na swaar reën gedurende Mei. So wees asseblief waaksaam en tref die nodige voorsorgmaatreëls. Dan sal vriesvlakke ook laag genoeg daal vir 'n ligte laagie sneeu oor die hoë bergpieke van die Wes-Kaap, rondom Sutherland, die hoëliggende gebiede oor dele van die Oos-Kaap en selfs oor die suide van die Vrystaat, met swaarder sneeuneerslae moontlik rondom die suidelike Drakensberge en Lesotho en meer as 30 cm sneeu wat kan voorkom rondom Afriski. Die tweede week van Junie sien ons oorwegende gemiddelde tot ondergemiddelde reënval oor groot dele van die land. Teen die derde week verwag ons weer eens bo-gemiddelde reënval oor groot dele van die land met gemiddelde reën oor die noordooste, maar teen week 4 sien ons selfs bo-gemiddelde reën oor die noordooste van die land met gemiddelde reën rondom die Oos-Kaap. Ek sluit dan af met ons nuutste damvlakke vir die Wes- en Suid-Kaap. En in die Suid-Kaap kan ons duidelik sien dat damvlakke rondom 100% vol tot kapasiteit is. In die Suidwes-Kaap is die damvlakke so tussen 60 en 80% vol tot kapasiteit. So dit lyk regtig beter in vergelyking teen vroeër die jaar. Wel dis al vir my af. Sterkte met die seisoen vorentoe.